Ons hoor in Romeine 13 vers 11 tot 12 'n dringende oproep dat ons uit die slaap moet wakker word, maar die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Dit is amper dag. Dit is dieselfde dringendheid wat ons in Openbaring 3 vers 20 sien, as ons hoor dat Christus by die deur staan en klop en sal ingaan na hulle wat die deur vir hom oopmaak. Die tyd is min. Ons moet voordat dit te laat is reageer op die Here se uitnodiging, want die dag van die Here kom en dit is amper dag. Daar word dikwels in die Ou Testament na die dag van die Here verwys. Byvoorbeeld Joël 2 vers 1 en Amos 5 vers 18. Die dag van die Here is 'n donker dag vir hulle wat hul rug op God gedraai het, maar dit is ook 'n dag van verlossing en nuwe lewe vir hulle wat God se genade in Christus ontvang het. Romeine 13 vers 12 roep gelowiges op om op te hou met die werk van die donker en die wapens van die lig op te neem. Die werk van die donker waarmee ons moet ophou, is die sondige lewe waarin ons was, en ons moet nou in Christus die nuwe lewe leef wat hy vir ons gebring het. Hoor, die tyd is min. Ons moet die sonde aflê voordat dit te laat is. Die wapens van die lig wat ons moet opneem, word in 2 Korintiërs 6 vers 7b verduidelik, as dit sê ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Die wapens van die lig is om uit ons verlossing in Christus te leef. Het jy al wakker geword van die slaap van 'n lewe in sonde? Hoe wys dit in jou lewe dat jy nou leef uit die verlossing wat Christus vir jou gebring het? Is jou wapen vir aanval en verdediging om net te doen wat God van jou vra?